Hallo vernuwe harte vriendinne, welkom terug by nog een van ons video's. As dit die eerste keer is wat jy op een van ons video's is, ek is Petra en dit is baie lekker om julle hier te hê. Ons is nou besig met 'n 7-deel reeks oor hoe om vrede te vind. Vrede oor die algemeen in stres en spanning wat ons ervaar deur 'n tyd, maar ook meer spesifiek 'n tyd om vrede en vertroue te vind in die Here en dit wat besig is om in ons land aan te gaan. Ons is nou by deel 5 en ons gaan 'n bietjie praat oor om dit een dag op 'n slag te vat. En daar is voordeel in beplanning en vooruit reël, planne maak, gereed maak. Want ons lees in Spreuke 21 vers 5. Die planne van die vlytige is net tot voordeel, maar elkeen wat oorhaastig is, kom net tot gebrek. Om planne te maak is goed, dit gee vir ons 'n voordeel. Daar is tot 'n Engelse vertaling wat sê dat dit jou voor die ander sit, dat jy voor ander is as jy hierdie planne maak, maar dit sluit dan ook nou die vlytige in. En is hierdie vlytige wat ons kan senuweeagtig maak, want ons maak nou hierdie planne, ons het nou hierdie planne wat ons het, en dan jaag ons daarna, en dit maak ons gespanne, gestres, geworried, senuweeagtig, want dit voel vir ons kry dit nie klaar nie, en die moeilikheid kom, en ons moet regmaak, maar daarby ook is daar meer as 1 keer, seker meer as 10 keer geskryf, dat ons ook dag tot dag moet lewe. Daar is krag om van dag tot dag te lewe. Die Here sê dat in sy woord, dat sy mercies elke dag nuut is, dat sy krag elke dag nuut is. Daarby ook kan ons in Matteus 6 vers 34 lees, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad, en ek is seker ons almal ken die laaste stuk, dat elke dag genoeg van sy eie kwaad, genoeg van sy eie worries, genoeg van sy eie rush het. So ek wil jou aanmoedig om te sê, dis goed om te beplan, dis goed om planne te maak, dis goed om voorbereid te wees, vir jou toekoms, vir dit wat kan gebeur, vir dit wat jy beplan, vir dit wat jy vir jouself en jou gesin wil hê, maar daarby ook, dat jy elke dag moet lewe en die beste doen wat jy kan elke dag. Maar dat ons nie moet die daaglikse mercies en joy en fun en vreugdes moet mis, omdat ons so jaag na hierdie plan wat ons gemaak het nie. In Prediker 9 praat die skrywer van die boek so goed daaroor. In Prediker 9 skryf die skrywer ook so goed daaroor, van 9 vers 9. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Al die dae van jou nietige lewe, wat hy jou gegee het onder die son. Al jou nietige dae. Want dit is jou deel aan die lewe en aan jou arbeid, wat jy met moeite verrig onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk, waar jy heen gaan nie. So geniet die lewe terwyl jy hier is, en om vrede te kan vind en om dan door die vrede te kan hê, maak dat jy nog steeds jou daaglikse lewe kan voluit geniet. Al is daar chaos wat in ons land om ons woed, kan ons nog steeds ons lewe geniet. En die key daar is om van dag tot dag te lewe met die strength daarvan. Die Here het vir sy volk gesorg in die woestyn, en hy het elke dag vir hulle voorsien van die manna. En die dag toe hulle extras wou opdaag, want hulle het bekommerd geraak oor die toekoms, is dit wanneer daar die gevrot het. So die Here, daar is spesiale krag in dag tot dag lewe. Die Here het die wêreld en alles geskep 'n dag op 'n slag. En ja, sy dag is dalk nie dieselfde as ons in tyd gewys nie, maar daar lê 'n sterk lering daarin, dat as jy dag vir dag vat en die beste doen wat jy kan, en dan ook daarby die belangrikheid besef van ook dan 'n Sabbat te hê en daarop te rus, sodat jy jou krag kan vernuwe en jou fokus op God kan hou in daai dag, kan jy weer voluit die volgende week dag vir dag vat om hierdie langtermyn plan of beplanning wat jy gemaak het tot sukses kan bring. Vertrou op die Here, hy is goed vir ons, hy gaan vir ons sorg. As die dag wat ek hierdie video maak, is die 16de Desember, gelofte dag. Vertrou op die Here, hy het wonderlike goed al vir ons gedoen. En
gaan lees bietjie op oor die stories. My man het vanoggend vir my van die stories vertel wat hy gisteraand opgelees het van net amazing wonderwerke wat onmoontlik is sonder Here. Daardie mense het dit nie net in hulle eie krag gedoen nie, maar die Here het regtig vir hulle ingetree vir daardie mans. So doen wat jy kan, doen jou bes, geniet die lewe. Ons is tog geskape ook om die lewe te geniet, nie net om te stres en te worry en om te werk nie. So geseënde geloftedag vir julle en ek hoop dat julle tog 'n tyd in hierdie dag maak om die Here te dank vir dit wat hy gedoen het vir ons in ons persoonlike lewens, in ons familie se lewens en ook vir ons as 'n volk. Tot 'n volgende keer. Bye.